Daar sê, in ons Bybelstudie vanaand gaan ons aan met Elisa, of Elisha, en ons kyk na 2 Konings hoofstuk 4, en ek sal wag vir 'n klompie mense om op te kom. Hier op die 23ste Junie, tyd loop so vinnig uit. Ek weet ek sê dit op baie van my video's, en ek sê wat ek sê op baie van my video's, maar dit is so 'n waarheid, jy weet, jy dink jy kom deur 'n dag, of jy doen goed 'n dag, en dan as jy weer kyk, is die dag verby. Jy weet, en vanaand sit ek hier so, en dit is koud. Ek het hierdie olieheatertjie hier aan, en, maar dit is koud. Dit is koud. In elk geval, goeienaand. Eerste een wat vanaand opkom is Mariaan. Goeienaand Mariaan. Kom ons kyk wie kom nog op. Ons kyk vanaand na 2 Konings 4 en ons gaan meer Bybel lees. Ons gaan 'n bietjie Bybel lees en hoor wat sê die boek van die Konings, want in elke hoofstuk is daar iets oor Elisa. In elke hoofstuk. En ons wil van die profete af leer, want dit is deel van ons fondasie. Soos wat Efesiërs 2 vir ons leer. Partykeer gebruik jy die skrifte so baie, nee, dat jy het net eenvoudig te veel skrif. En so ons gaan daaruit lees vanaand, en ons gaan, soos wat ons tyd het, so gaan ons deur elke hoofstuk lees. Party plekkie sal ek net vinnig skiep, maar dit is goed as 'n mens pen en papier het, en of jy het jou Bybel by om saam te lees. En verder kyk ons maar wat ons kan leer van hierdie profeet. En ons het laas keer gesê, as ek nou mooi onthou, ons sien iets gebeur hierso met Elisa, min of meer dieselfde soos wat met Elia gebeur het. En ons weet mos nou ook dat Elisa die dubbelporsie ontvang het van die Heilige Gees. En interessant genoeg, ek en my swaar het Sondag tuis, Shalom, ek en my swaar het Sondag gepraat oor die dubbele porsie van die Heilige Gees. En dat in ons tyd, hoekom sal ons 'n dubbele porsie van die Heilige Gees vra, as ons nie eens 1 porsie kan hanteer nie? As ons nie eens 1 porsie kan hanteer nie, hoekom sal ons 'n dubbele porsie van die Heilige Gees vra? Jy sien so, en waarvoor gaan jy die krag van die Heilige Gees gebruik, as jy nie die geleentheid kry in 'n gemeente, of in 'n huiskerk, huissel, huisgroep, whatever jy dit wil noem, om die krag van die Heilige Gees te demonstreer, deur mense te help nie. Waarvoor is dit dan? Jy sien, so dit is 'n tipe van 'n catch-22 situasie, waar jy absoluut die regte ding wil doen. Jy wil die regte ding doen. So kom ons bid gou saam, ons is nou 2 of meer, prys die Here, né? Vader, ons sê vir U dankie vir die geleentheid waar ons kan aangaan met Bybelstudie, U woord leer, Vader self leer, ons vra vir helder oop oë van die verstand, sodat ons kan sien wat die Heilige Gees vir ons vanaand sê. Ons is lief vir U Vader, Seun en Heilige Gees. Daar is niemand soos U nie, is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. U wat was, U wat is, en U wat weer gaan kom. Ons aanbid U en eer U vanaand in Jesus wonderlike naam. Sê ons dankie vir U. Amen. Prys die naam van die Here, man. Kom ons kyk of ons oop ore het vanaand en 'n bietjie kan luister wat sê die skrif. Dis goed om saam Bybel te lees. Dis goed om saam te lees en net te kyk wat sê die Bybel. Jy weet, nie om duimsy goeders te probeer nie. Lees net wat sê die skrif. Dit is die belangrikste. 'n Sekere vrou uit die vroue van die profete seuns het na Elisa geroep en gesê, luister mooi na hierdie begin, 'n sekere vrou uit die vroue van die profete seuns. Mag 'n profeet 'n vrou hê? Ja, 'n profeet mag 'n vrou hê. Die profete seuns het vrouens gehad. Dat sekerlik nie almal nie, maar van my het. 'n sekere vrou uit die vroue van die profete seuns het na Elisa geroep en gesê, "U dienaar, my man is dood." So hier's 'n profeet wat gesterf het.
En u weet self dat die dienaar die Here gevrees het, nou het die skuldeiser gekom om my 2 kinders vir hom as slawe te neem. Met ander woorde, 'n profeet kan 'n familie hê. Hy kan nie net 'n vrou hê nie, maar hy kan 'n familie hê. In hierdie geval het hulle 2 seentjies gehad. Toe sê Elisa vir haar, wat kan ek vir jou doen? Geef my te kenne wat jy in die huis het. En sy antwoord, die dienares het glad niks in die huis nie, behalwe 'n flessie met olie. Hier kom dit nou, 'n flessie met olie. Nee? En hy sê, gaan leen vir jou van buite af kanne, leë kanne van al jou bure, leen nie te min nie. Waar het Elisa dit geleer? Natuurlik by Elia. Elia het hom vertel, kan jy dink, hulle sit daar om 'n vuur. En Elia sê vir Elisa, ek gaan vir jou nou goeders leer van hoe jy vir die Here kan vertrou. Nee? Here stuur my na 'n dorp toe waar 'n weduwee is. Man, ek is vrek honger. En sy is besig om hout bymekaar te maak. Sy gaan nou 'n vuur maak. Ek sê van waarmee is sy besig? Sy sê nee, sy gaan net gou 'n vetkoek maak en dan gaan sy en haar seun gaan die vetkoek eet en gaan hulle doodgaan. Sy het net 'n klein bietjie olie en 'n klein bietjie meel om hierdie vetkoek te maak. En toe sê ek nou vir haar, maar luister hierso man. Maak maar daai ou vetkoekie, maar bring vir my eers daai vetkoek die kant toe, wat ek kan eet. Sy sê, wel, ek kan dit net so wel vir jou doen, want ons gaan in elk geval doodgaan. En hy sê vir haar, nee, jy gaan nie doodgaan nie. Die olie gaan nie opraak nie. Die olie gaan nie opraak nie. En hier gaan ons sien wat gebeur hierso. Gaan dan in en sluit die deur agter jou en jou seuns toe en giet in al daardie kanne en sit weg wat vol is. Wat dink hierdie vrou? Ja, jy weet, dis nou 'n profeet wat vir my gesê het, maar gaan dit werk? Gaan dit werk? Jy weet, ek sukkel so om fondse in te kry om my seuns te spaar, maar hierdie ou sê vir my, gooi uit die olie en kyk wat gebeur. Gooi uit die olie en kyk wat gebeur. Sy het toe van hom al weggegaan en die deur agter haar na seuns toegesluit en terwyl hulle vir haar aanbring, giet sy in. In ander woorde, die seuns bring die kanne aan. Lydia, goeienaand julle. Sodra die kanne vol was, sê sy aan haar seun, bring vir my nog 'n kan aan. Maar hy antwoord haar, daar's nie meer kanne nie. Toe gaan die olie staan. Yesterday, is ons Afrikaanse vertaling nie pateties nie. Hulle kon net sowel daar geskryf het, toe droog die fontein van olie op. Toe gaan die olie staan. Hoe kan olie staan? Daar was niks meer in die kan om uit te gooi nie. Maar wat sê hierdie stuk vir ons? Hierdie stuk sê vir ons dat die krag van die Heilige Gees is oorvloedig. Hou nie op nie. Dit hou nie op nie. As jy die Heilige Gees vertrou om in jou te werk, dit hou nie op nie. Hy hou nie op nie. God se krag is onbeskryflik groot. Né? Onbeskryflik. Die Heilige Gees los jou nooit alleen nie. Hy is altyd besig met jou, besig om jou te suiwer, besig om in jou te werk, besig om jou weg te lei van sonde af. En sonde is maklik. Dis om nie sonde te doen nie wat moeilik is. Dank God vir 'n advokaat. Daarop kom sy om die man van God te kenne te gee en hy sê, gaan verkoop die olie, betaal jou skuld en die oorige kan jy en jou seuns dan van lewe. Daar's baie olie. Daar's baie olie. Wat kan ons hieruit leer? Gaan verkoop die olie. Betaal jou skuld. Is daar enige manier hoe ons vir Jesus Christus kan betaal vir dit wat hy vir ons op die kruis gedoen het? Is daar enigiets wat ons kan doen om vir hom te betaal? Die skrif sê in die Nuwe Testament vir ons geen werke kan betaal vir geregtigheid nie, geen. Ek gaan nies. Ek voel dit kom. Ek sê mos altyd as ek gaan nies, dan is mense besig om vir my te praat. So hoe kan ons skuld betaal in aanhalingstekens? Ons kan die olie gebruik. Ons kan die Heilige Gees vertrou om kragtadig deur ons te werk en sy werk deur ons te doen hier op die aarde.
Dis 'n vorm van, dis nie skuld betaal nie. Maar kom ons noem dit 'n vorm van. Want jy kan nie betaal vir geregtigheid nie. Maar dit kan ons hieruit leer. En toe gaan daar weer 'n tyd verby, want die volgende versie sê, en op 'n dag, in ander woorde, daar's nou spasie. Tyd het verbygegaan. Het Elisa verbygegaan na Sunem, en daar was 'n vermoënde vrou, wat by hom aangehou het, dat hy brood sou eet. En so dikwels as hy verbygaan, het hy daarheen weggedraai om brood te eet. Hy het altyd gaan kuier by hierdie mense. Ou Jan, wat sê jy? Daar was iemand in 'n dorp wat van gesê het, kom eet by ons man. As jy deur die dorp kom maak 'n draai, kom eet gou hier by ons. Ek kort sulke mense in my lewe. Kom maak 'n draai by ons, kom eet 'n bord kos, kom kry 'n bord kos. En toe gaan hy om 'n stukkie brood te gaan eet daarso. Sy het aan haar man gesê, kyk tog, ek merk dat 'n heilige man van God is, wat gedurig by ons verbygaan. Laat ons tog 'n klein ommuurde bokamer maak. Dit is waar die bokamerbediening sy naam vandaan kry. Kom van hierdie skrif af, of van hierdie skrifte af. Kom, laat ons tog 'n klein ommuurde bokamer maak, en laat ons daarvoor 'n bed en 'n tafel en 'n stoel en 'n lamp neersit. Wanneer hy dan by ons kom, kan hy daar intrek. En toe op 'n dag daar kom, het hy in die bokamer ingetrek en daar gaan lê. En aan sy dienaar Gehasie het hy geroep en gesê, roep hierdie Sunamitiese vrou. Nadat hy haar dan geroep het en sy voor hom gaan staan het, sê hy vir haar, vra haar tog, kyk, jy het al hierdie sorg aan ons bestee. Wat kan daar vir jou gedoen word? Jy help ons nou gereeld. Wat kan ek vir jou doen? Kan daar vir jou 'n goeie woord gedoen word by die koning of by die leeroowerste? Maar sy antwoord, ek woon onder my volk. Daarop sê hy, wat kan dan vir haar gedoen word? En Gehasie antwoord, voorwaar, sy het geen seun nie en haar man is oud. En hy sê, roep haar. En toe hy haar geroep het en sy in die deur gaan staan het, sê hy, sulke tyd oor 'n jaar sal jy 'n seun omhels. Hierdie is een van die moeilikste profetiese woorde om te gee. Ek het al so 'n profetiese woord gegee, maar ek wil nou terug gaan na 'n ander vers toe. Ek sal nooit vergeet nie. Ek het al van sekere van julle ek dink sekere van julle het al gehoor al van hierdie verhaal. Ek staan in Tongate in 1995. Ek is by 'n huisgroep, ek is besig om die evangelie te verkondig. Vader sê vir my, daar's 'n vrou met maagpyn hier, so sy kan nie my woord hoor nie. Bid eers dat sy genees word. Nou, ek glo dis wat die Here vir my gesê het. Ek sê toe iemand hier so het maagpyn, toe staan daar 2 vroumense op. En ek sê vir die 2 vroumense, 'n vader is nie die mekaar nie. Hy het gesê 1. Toe sê ek vir hulle, kom hierso. Toe sê ek vir die vrou op my linkerkant, gee my jou linkerhand. En hierdie een op my regterkant sê ek, gee my jou regterhand. En ek hou die 2 vroumense se hande so vas en ek bid. Ek sê, Vader, wys my. En Vader, wys my. En ek sê vir die vrou op die linkerkant, ek sê vir haar, jy is die vrou met die maagpyn, wees genees. Koeps, daar val sy om onder die krag van die Gees. Diegene van julle wat dit nou al gesien het al. Daar val sy om, onder die krag van die Heilige Gees. En ek sê vir die vrou op die regterkant, jy het 'n probleem in jou baarmoeder, jy kan nie kinders hê nie. Toe sê ek vir haar, maar so waar soos wat ek hier so staan, nee, in 2 jaar, ek het spesifiek gesê 2 jaar, in 2 jaar van nou, sal jy 'n babietjie hê. Dis 'n moeilike profetiese woord om te gee. Want die evidence is, daar moet 'n kind wees. Ek het nooit weer van hulle gehoor nie. Miskien eendag sal Vader vir my wys, of ek reg gehoor het, of ek verkeerd gehoor het, of wat ook al. Maar wanneer jy jouself uitgee vir 'n toffie, gaan jy gekou word. En as jy sê jy's 'n profeet, dan moet jy weet waarvan jy praat. En ek wil vir julle hier so iets sê. Of julle hier iets sê, kyk hierso. Vers 13. Vra haar tog, Gehasie vra tog vir haar, kyk, jy het al hierdie sorg aan ons bestee, wat kan daar vir jou gedoen word? Wat kan daar vir jou gedoen word? Kom, ek gaan lees gou vir julle, ek gaan nou uit, waar is ek sien 2 Konings 4, ek moet net onthou waar ek was. Kom, ek gaan lees gou vir julle iets in die Nuwe Testament. Ons gaan na Matteus hoofstuk
10 toe as ek mooi onthou. Ja, so. Vers 14. As iemand julle nie ontvang nie en na julle woorde nie luister nie, gaan uit daardie huis of daardie stad uit en skud die stof van julle voete af. In die boonste versie. As julle die huis ingaan groet dit, en as die huis dit waardig is, laat julle vrede daarop kom. Maar as dit nie waardig is nie, laat julle vrede na julle terugkeer. Wat kan ons vir julle doen? Ek soek 'n spesifieke versie so. Net gekyk. Hierso, vers 40. In Matteus 10. Wie julle ontvang my, en wie my ontvang hom wat my gestuur het. Wie 'n profeet ontvang, omdat hy 'n profeet is, sal die loon van 'n profeet ontvang. Hoekom sal Jesus dit vir ons leer in die Nuwe Testament, as daar nie meer profete is nie? Hoekom sal hy uit sy pad uit gaan om hierdie vers vir ons te leer? Om hierdie deel van hom. Wie 'n profeet ontvang, omdat hy 'n profeet is, sal die loon van 'n profeet ontvang. En wie 'n regverdige ontvang, omdat hy 'n regverdige is, sal die loon van 'n regverdige ontvang. Wat is die loon van 'n profeet? Kom ons gaan terug na 2 Konings 4 toe, dan gaan wys ek vir julle wat is die loon van die profeet. Wat is die loon van die profeet? 2 Konings 4. Wat 'n goeie woord kan ek vir julle doen? Wat 'n goeie woord kan ek vir julle doen? Wat is die loon van die profeet? Dis nie goud of silwer nie. Die loon van die profeet is die woord van God wat uit die profeet se mond uitkom. Julle nou iets geleer. Kyk wat sê hy. En hy sê, sulke tyd oor 'n jaar sal jy 'n seun omhels. Hy gee vir haar 'n profetiese woord. En sy antwoord, ag nee my Heer, man van God, moenie vir die dienares lieg nie. Dit was die ding wat in haar hart was. Sy wou so graag 'n kind gehad. God het dit geweet. En Vader sit die goed in plek, sodat die profeet wat die loon ontvang het, die profetiese loon kan gee. En die profetiese loon is die woord van God. Is dit nie 'n amazing ding nie? Sien julle hoe leer ons uit die profete uit? Verstaan julle hoekom die profete belangrik is? Dat ons kan leer. Dat die Here vir ons kan wys. En tussen vers 16 en vers 17 gaan daar 'n jaar verby. En die vrou het swanger geword en 'n seun gebaar op daardie tyd oor 'n jaar, soos Elisa met haar gespreek het. Maar toe die kind groot was, het hy op 'n dag uitgegaan na sy vader na die maaiers. En vir sy vader gesê, my kop, die sê toe vir 'n dienaar, dra hom na sy moeder. En hy het hom gedra en by sy moeder gebring, en hy het op haar knieë gesit en tot die middag en gesterwe. En sy het opgeklim en hom op die bed van die man van God neergelê, en agter hom toegesluit en uitgegaan. Daarom roep sy haar man en sê, stuur tog vir my een van die dienaars met een van die eselinne, dat ek gou na die man van God kan gaan en terugkom. En hy sê, waarom gaan jy nou vandag na hom toe? Dis geen nuwe maan of Sabbat nie. Dis nie 'n nuwe maan of Sabbat nie. Die profete operate op die nuwe maan of op Sabbat. En sy antwoord, wees maar gerus, sy jok vir haar man. Maar sy sê vir hom, wees maar gerus, goeienaand Kornel. Toe sal sy die esel op en sê aan haar dienaar, jaag aan en gaan voort, hou my nie op in die ry nie, behalwe as ek jou sê. En sy het dan weggegaan en by die man van God op die berg Karmel gekom. Dis waar Elisa hulle almal, dis waar al die profete maar by mekaar gekom het. Sodra die man van God daar op 'n afstand sien, sê aan sy dienaar Gehasie, kyk, daar is die Sunamitiese vrou. Loop haar nou tog tegemoet en sê vir haar, gaan dit goed met u? Gaan dit goed met die man? Gaan dit goed met die kind? En sy antwoord, goed. Maar toe sy by die man van God op die berg kom, het sy sy voete gegryp.
Waar sien ons dit in die Nuwe Testament? Die vrou met die bloedvloei. Jy het omtrent gestruikel, soos hy uitgereik het na Jesus Christus toe, en hom op sy kleed aangeraak. Sy gryp hom by sy voete aan. Gehasie het aangekom om haar weg te stoot, maar die man van God sê, laat haar staan, want haar siel is bitter bedroef in haar, en die Here het dit vir my verberg, en het nie met my meegedeel nie. Wat leer ons hier? Die profeet weet nie alles nie. God wys nie alles vir die profeet nie. God wys net dit wat die profeet nodig het om te weet. Jy sien? Ja, Here. Ek voel as 'n profetiese woord wat kom. Sal maar sien wat die Here sê, as hy iets wil sê. Die Here het dit nie aan my meegedeel nie. En sy sê, ek het van my Here seun gevra. Het ek nie gesê, moet my nie mislei nie. En hy sê vir Gehasie, gord jou heupe en neem my staf in jou hand en gaan heen. En as jy iemand teken, groet hom nie. En as jy iemand jou groet, antwoord hom nie. En lê my staf op die gesig van die seun. Hierdie seun is nou al hoe lank dood. Van waar hierdie vrou gebly het en waar die berg Karmel was, dis nie 'n uurse ry nie, mense, met die donkie. En daar gaan hy. Sit my staf. Sit my staf. Wat sê Psalm 23? My staf en my roede sal jou lei. Gaan sit my staf. Ja, ek moet vir my 'n staf kry. Gaan sit my staf op sy gesig neer. Maar die moeder van die seun sê, so waar as die Here leef en die siel leef, ek sal u nie verlaat nie. En hy het opgestaan en agter haar aangeloop. En Gehasie het voor hulle uitgegaan en die staf op die gesig van die seun gelê, maar daar was geen stem of geen opmerksaamheid nie. Die ou was dood. Die laaitjie was dood. Daarop gaan hy terug om tegemoet en bring hom die berig en sê, die seun het nie wakker geword nie. En toe Elisa in die huis kom, was die seun dood, neergelê op sy bed, soos wat ons nou almal weet in hierdie tyd. En hy het ingegaan en die deur agter hulle twee toegesluit en tot die Here gebid. Waar sien ons dit in die Nuwe Testament? Hy het ingegaan en die deur agter hulle twee toegesluit en tot die Here gebid. Ons sien dieselfde verhaal afspeel met Petrus. Sien dieselfde verhaal afspeel. Die dogtertjie wat dood was. Petrus het ook sy rug op die dogtertjie gedraai, op sy knieë gegaan en tot die Here gebid. Sê, ag Here, U alleen weet. U het my gestuur na hierdie plek toe, wil U tog hê die persoon moet lewe. Sien julle die storie van dit wat in die Ou Testament is, kry jy in die Nuwe Testament. In die Nuwe Testament is in die Ou Testament. Dit is albei vice versa. Die Ou Testament word geopenbaar in die Nuwe Testament en die Nuwe Testament is vasgevang in die Ou Testament. Sien julle dit? Kan julle verstaan, ons word gebou op die fondasie van die profete en die apostels. Hy het tot die Here gebid, daarop klim hy toe op en hy gaan lê op die kind, presies soos wat Elia gedoen het, en sit sy mond op die se mond en sy oë op die se oë en sy hande op die se hande en hy buig oor hom neer en die vlees van die kind het warm geword. Vader het hom gewys wat hy moet doen. Daarop het hy teruggekom en in die huis een keer heen en weer geloop en dan opnuut op te klim en oor hom neer te buig en die seun het 7 maal genies en die seun het sy oë oopgemaak. Nou, die les wat ou hierso leer is, as God vir jou gesê gaan hom oprig, dan hou jy aan tot God hom oprig. Elisha het dit gedoen wat God hom gewys het, toe geloop hy rond in die huis. Wat het hy gedoen? Net rondgedwaal nie, hy het gebid, as Here asseblief, Vader, U het my gewys. U het vir my gesê, sit jou hand op die kind se hande, sit jou kop op die kind se voorop. Vader, U het vir my gewys, gaan sit my staf op die kind in die eerste plek. Vader, hoekom werk dit nie? Vader, wat doen ek verkeerd? Hou aan, Elisha. Goed, Vader, ek gaan dit weer doen. En ek gaan dit weer doen. En ewe skielik hoes die seun, nie die seun 7 keer. En hy's genees. Toe roep hy Gehasie en hy sê, roep hierdie Sulamitiese vrou, nadat hy haar geroep het, en sy by hom gekom het, sê hy, tel jou seun op, en sy het ingekom en voor sy voete geval en na die aarde gebuig, en sy het haar seun opgetel en uitgegaan. Weer het Elisa in Gilgal gekom, en daar was hongersnood in die land. In ander woorde, tussen vers 37 en vers 38, het daar weer tyd verloop.
Het is belangrik om te sê dat tyd verloop. Want die profete, pastore, dienaars van God is nie elke dag aan die gang met dieselfde goed nie. Hulle is besig met sekere goed. En hy het in Gilgal gekom en daar was hongersnood in die land. En terwyl die profete seuns voor hom sit, sê hy aan sy dienaar, in ander woorde, hy het by die profete seuns gaan kuier. Sit die groot pot op en maak 'n kooksel klaar vir die profete seuns. Toe gaan een uit die veld om groente te versamel, en hy het wilde ranke gekry en daarvan sy kleed vol karkoere gepluk en gekom en dit in die kookpot stukkend gesny, want hulle het dit nie geken nie. Daarna het hulle die manne opgeskep om te eet, maar toe hulle die kooksel wou eet, skree hulle en roep, man van God, daar is dood in die pot. Ons het die verkeerde, jy kan nie net, Thys, jy kan nie net wille mushrooms gaan pluk en dit in die pot gooi nie, papa. Jy weet, dis baie mense wat vir jou, hierdie mushrooms wat so op die bome groei, en dan kry jy die wit sampioentjies wat so opkom in jou tuin. Ouens wat ken sal vir jou sê, dis gif. 'n ander ou sal vir jou sê, van 'n ander sampioen, nee, jy kan die ding eet, want hy ken. Maar jy kan nie sommer net 'n sampioentjie gaan opkerf in jou, hierdie sampioen gaan hom nou, hierdie mushroompie gaan hom nou, hierdie pot lekker maak, papa. Jy kan nie net dit doen nie, en hierdie ouens het dit gedoen. Hoekom? Daar was hongersnood in die land. Toe kry hulle die groente uit die grond uit van buite af, waaroor daar iets is wat gelyk is, asof dit eetbaar is. Hy sê vir hulle, gaan haal 'n bietjie meel, hy gooi dit in die pot en sê, skep dit vir die mense dat hulle eet. Daar was niks verkeerd in die pot nie. Dis nie die meel wat die pot gesond gemaak het nie. Dit was die geloof van die profeet. Dis wat God vir hom gewys het. Hoekom doen God dit? Want God kan. Hoekom sê God, gooi 'n bietjie meel in? Want God kan. Hy toets vir Elisha. Elisha sê seker, daar is 'n probleem. Gooi die meel in. Sê right boys, eet. Kryf julle. Hier's vir julle 'n lekker groentepastei wat met die meel gemaak is. En die kos is fyn, hulle het geëet. En daar is nou weer so 'n tydjie verbygegaan. En daar het 'n man van Baal, Salisa, gekom en vir die man van God eerstelingse brode, 20 gars brode en vars graan in sy mandjie gebring. En hy het gesê, gee vir die mense dat hulle eet. En sy dienaar antwoord, hoe kan ek dit aan 100 man voortsit? En hy sê, gee vir die mense dat hulle eet. Want so spreek die Here, hulle sal eet en oorhou. En hy sit dit voor hulle en hulle het geëet en oorgehou volgens die woord van die Here. Waar sien ons dit in die Nuwe Testament? Verstaan julle hoe julle Bybels moet lees? Lees hom met die Heilige Gees. Gee vir die mense, man, daar is genoeg brood. Hoeveel brood het ons hierso? 20 gars brode. Vars. 20 brode voor 100 man. Gee vir die mense. 'n paar brode en 'n paar visies. Deur die profeet van alle tye, Yeshua Mashiach, Jesus die Christus. En hy voed 'n skare van 5000. Hy voed 'n skare van 5000. Het julle ooit die verhaal vertel van die tannetjie wat net so 'n stukkie broodkoek gehad het, whatever hulle dit noem, sy het so 'n stukkie van hierdie broodkoek tipe ding gehad, net so 'n stukkie. En die mense in haar huisgroep het beurte gemaak om van huis tot huis te gaan en om huisgroep te hou. En dit was hierdie tannie se beurt dat die mense by haar huisgroep hou homself. En sy het geweet, sy het daarom hierdie stukkie brood en sy het so 3 sakkies tee. En sy kan daarom vir so 4 mense iets gee, want sy weet dat normaalweg, wanneer dit by haar huis gehou word, dan daag die mense nie op nie. Dit is eintlik 'n tragiese storie. Daag die mense nie op nie. Maar daardie aand, Jan, daag daar 30 mense by haar huis op. En al wat sy het is hierdie stukkie brood. Brood was 'n tipe koekbrood. Ek weet nie wat die mense het nie.
En sy het hierdie bietjie tee gehad. En sy gaan, en sy sê vir die mense, sy gaan hulle bedien. En sy gaan en sy bid oor daardie stukkie brood. Sy bid oor dit. En sy sny 'n snytjie, sy maak 'n koppie tee en dan vat sy dit vir die eerste persoon, terwyl hulle besig is om te sing en te worship en te kere gegaan. Sy sny nog 'n snytjie met 'n koppie tee en sy vat dit vir die volgende een. Nog 'n snytjie en 'n koppie tee en sy vat dit vir die volgende een. Toe sy almal bedien het, naam Pieter, toe sy almal bedien het, toe sy nog so 'n stuk brood oor. Waar kom sy aan daai gedagte? Vader is in die game om die brood te vermeerder as jy onder druk is en jy is onder pressure. En daar is nie geld nie, daar is nie kos in die huis nie. Nee. Jy sukkel om iets te kry. Vat wat jy het en hou dit voor die Vader. Sê, dis al wat ek het. Ek het mense om te voed, dis al wat ek het. Jy kan selfs jou lewe, waar is my beursie? Jy kan selfs jou lewe beursie vat. En jy kan jou lewe beursie ophou na God toe en sê, Vader, dis al wat ek het. Jy gaat niks aan nie. Ek het nodig om te eet. My mense het nodig om te eet. Ek het nodig om te ry. Ek het nodig om dinge te doen, Vader, sodat ek kan oorleef. Nee. En uit 'n onverwagte oord. 'n onverwagte oord. Nie 'n verwagte oord nie, 'n onverwagte oord. Sal hy ietsie deurkom. God kyk na jou geloof. Kyk na jou hart. Glooi hom. Dit staan in die woord, Here. Met 20 garsbrode het u 100 man plus gevoed. Met, wat was dit, 3 visse en 5 brode. Of was dit andersom? Kan partykeer dit nie onthou nie. Het u 'n hele skare gevoed van 5000 plus. Dis sonder, dis net die mans, dis nie eens die vrouens en die kinders nie. En wat verwag u van my? Ek moet doen soos wat Jesus gedoen het. Ek moet dit vat en dit ophou na u toe. Dis al wat ek het. Ek kan niks meer hê, dis al wat ek het. Maar ek glo u sal my help. U het my beloof, u gaan my help. En ek is nie skaam om knoppies te druk nie, ek beloof julle. Ek is nie skaam om vir God te sê, Vader, iets vir my belofte gemaak. En ek sien niks vandag nie, ek sien niks deurkom nie. Hoe dan nou? Ek kort melk, hoe dan nou? En dan ewe skielik, dan is dit daar. Ek het al minder as 0 in my rekening gehad, en dan kom God deur, wanneer ek het nie verwag nie. Ek bid daarvoor, en ek wag daarvoor. En dan ewe skielik is dit daar. Ons leer dit in die skrif, hy leer dit vir ons. Uit die profete uit wysheid vir ons in 2 Konings 4, en uit die Nuwe Testament uit wysheid vir ons in die bergpredikasie. Ons moet leer om God te vertrou, mense, in die haaglikste omstandighede. Goeienaand Loftie. Ons moet leer om God te vertrou. Vertrou hom. As hy jou geroep het om 'n taak te doen, vertrou hom. As hy jou geroep het om iewers heen te gaan, vertrou hom. As hy vir jou beveel het om iets te doen, vertrou hom. Man, vertrou hom net. Sy kinders kan hom vertrou. As jy vir my 'n klip vra, of 'n brood vra, hoekom moet ek vir jou 'n klip gee? As jy vir my 'n vis vra, hoekom moet ek vir jou 'n slang gee? Is daardie woorde nie belangrik vir ons dwars deur ons Christenskap nie? Kyk, daar's 'n tyd van oorvloed. Daar's 'n tyd wanneer 'n Christen man of 'n Christen vrou, wanneer jy meer as genoeg het, man. En daar is Christene wat meer as genoeg het, hulle het meer as genoeg. Dan is daar Christene wat sukkel. Hulle sukkel nie omdat hulle sondig nie, hulle sukkel nie omdat hulle hulle voorvaders of whatever gesondig het nie, daai is alleen uit die put van die hel uit. Hoekom sukkel hulle? Hulle sukkel sodat God hulle kan seën. Jy sien, God kry die eer in die oorvloed en in die min. Hierdie is nou 'n openbaring vir julle. Luister mooi. Daar is mense wat kan gee. Maar om te kan gee, moet daar mense wees wat kan ontvang.
Hoor julle wat ek vir julle sê? Hoekom dink jy sê Jesus die armes sal altyd saam met julle wees? Maak nie saak hoe mense land eendag kan draai nie. En jy kan die land welvarend maak, daar gaan altyd armes wees. Maar as mense wat kan gee, en as mense wat kan ontvang, en in al twee kry God die eer. Want as die mens wat kan gee, 'n oorvloed het, wat maak hy met die oorvloed? Hy konsentreer op mammon en nie op God nie. Maar as God vir hom 'n hart gee om te kan gee, dan gee hy God die eer dat hy kan gee, en God seën hom nog meer. Dis hoe dit werk. En die een wat kan ontvang, eer God, en hy sê dankie vir hom, want hy weet dat God hom weer sal seën, op een of ander manier, dat God altyd sal deurkom. Daar's altyd twee kante van hierdie ding. En in al twee gevalle kry God die eer. God kry die eer. Dis hoe dit moet wees, mense, daar's nie 'n ander manier nie. Dis hoe dit moet wees. As jy oorvloed het en jy kan nie gee nie, of dit is nie in jou hart nie, moenie. Want dit is nie vir jou 'n seëning nie. As jy niks het nie, maar jy kan nie ontvang nie, jy is te skaam om iets te vat van ander mense af, moet dan nie vat nie. Gaan maar aan in jou ellende. En die ander kant, gaan maar aan met jou hardheid van hart. Gaan maar aan. In albei gevalle kry God nie die eer nie. En geen seëning kan aan jou kant toe kom nie. God kry altyd die eer. In oorvloed en in benoudheid. Altyd. Kry hy die eer deur sy kinders. En ja, sy kinders is in al twee kante van die draad. Die wat sit in oorvloed en die wat sit in benoudheid. Ek weet nou in my lewe op hierdie stadium, ek sit in benoudheid, maar daar's 'n rede daarvoor. Jy sien, want daar gaan 'n tyd kom wanneer my laaste beter as my eerste gaan wees. Dis aan my beloof. Want indien God doen wat hy sê deur my lewe, dan sal ek oorvloed hê, eventueel. Meer as genoeg. So ek gaan nou deur die tydperk van benoudheid. En ek gee hom die eer, met 'n hoop op 'n goeie toekoms wat hy my beloof het in sy skrif. En ek is skaam vir dit nie. Daar's geen skaamte wat dan betref nie. Daar's net aanbidding. Eer aan God die Vader. Hy weet wat hy doen. Dis hoe dit werk. Ek glo julle het vanaand baie geleer uit Elisa uit. En ons gaan nog aangaan met Elisa in 'n verdere Bybelstudie. Daar is soveel in die profete wat ons kan leer. Wat ons sien in die Ou Testament, sien ons in die Nuwe Testament. En as ons die Nuwe Testament ken, dan kan ons dit sien in die Ou Testament. En hy leer vir ons. Wat leer hy? Hy leer vir ons, seën die profete, seën die leiers. Gee vir die wat nodig het, as jy kan. En as jy een is wat moet ontvang, vra vir Vader. Hy sal seker maak dat jy kry. Want wat leer Efesiërs 1 vir ons? Sy gawes is gesetel in sy kinders. Hy leer dit vir ons. So jy hoef nie skaam te wees nie, man. Aan albei kante van die draad hoef jy nie skaam te wees nie. Weet jy, ek weet van mense, ek kan nie eens meer hulle name onthou nie, so lang tyd terug. Hulle was skaam omdat hulle ryk was. Julle al ooit van so iets gehoor? Hulle was skaam omdat hulle ryk was. Dan weet ek van mense wat 'n middeweg het gemiddelde inkomste. Hulle is te skaam om iets te ontvang uit iemand anders se hande uit. En daar is arme mense wat te skaam is om iets te ontvang. Vir wie skaam jy jou eintlik maar? Jy skaam jou vir die een wat die seëning moet ontvang. Wat is die seëning? Die seëning is die aanbidding en die eerbied
die eer wat God moet ontvang. Aan albei kante van die draad. Dis hoe dit werk. Nou ja toe. Elisa, tot 'n volgende keer. Wat is môre Dinsdag? As dit die Here se wil is, dan sal ons môre weer Bybelstudie doen. Net as dit sy wil is. Ek is besig met om hierdie livestreaming ding te leer op YouTube. Ek is amper daar wat ek wil. Ek wou vandag 'n toets gedoen het, maar ek het nou laat oorstaan vir môre. Want daar's ander elemente in hierdie storie wat ek nie lekker kon vang nie. Ek het nie geweet jy gebruik 'n ander tipe program om op YouTube te kan livestream nie. Ek gebruik nou hierdie OBS Studio. Leer ek nou. En ek moet sê, dit is baie interessant. En ek glo dat wanneer ons begin 'n live Bybelstudie doen, kyk, ek doen nou live Bybelstudie, nee. En hier kom kommentare op soos goeienaand en so aan. Maar wanneer ek bedoel live, dan bedoel ek wil iemand anders te ook kan opbring om saam te gesels. Nee? Of ek wil vir jou kan uittrek uit die geselskap uit en vir jou sê, kom op, gesels met my bietjie hierso oor hierdie saak. Hoekom nie, man? Of as iemand 'n goeie getuienis het en vir jou sê, kom op die live, gee jou getuienis. Lewendig vir die mense. En so kan ons mekaar bemoedig. Goed. Vader, ons sê vir U dankie vir die woord. Ek bid dat ons sal leer uit U profete uit, dat ons sal verstaan wat U vir ons sê deur die profete. Ons eer U vanaand, ons gee vir U al die glorie, al die eer, al die aanbidding vir die God wie U is. Wees met ons, Vader, in al hierdie dae van ons lewens, in die goeie en in die slegte. En leer ons, Vader, dat U altyd in beheer is, en U word nooit ontkant gevang nie. En ons sê vir U dankie daarvoor, in Jesus naam. Daar's 'n ander ding wat ek voorbid, Here. Ek bid vir die onskuldiges in die Israel-Iran oorlog, en in die Oekraïense en Russiese oorlog, al die oorloë in die wêreld. Ek bid vir die onskuldiges, dat U vir hulle sal beskerm, en dat U op een of ander manier vir hulle sal lei na U toe, sodat hulle kinders van God kan word. Ons sê vir U dankie daarvoor in Jesus naam. Amen en amen. Alles wat mooi is vir julle, hoor.